Goeiemôre. Jy luister na die 79ste oordeenking in die reeks, 'n paar maal om die son. Ons tema vanoggend is trauma. Ek het vroeër in die reeks gesê dat ons later sal gesels oor die definierende oomblikke in ons lewens wat ons nie graag wil onthou nie. As ons nou dink aan die 4 definierende oomblikke van spitservarings, nuwe insig, trots en koneksie, is dit eintlik maklik om te sien hoe die lewe ons kan omrol. Teenoor spitservarings is daar die diepte-ervarings. Ons mag nuwe insig kry wat ons wêreld op sy kop keer. Vernederende oomblikke en die verbreeking van koneksie. 'n Verhouding wat tot 'n einde kom, 'n egskeiding of om iemand aan die dood af te staan. In hulle boek The Power of Moments verwys Chip en Dan Heath na die navorsing van Richard Tedeschi en Lawrence Calhoun, wat navorsing gedoen het onder mense wat trauma in hulle lewens ervaar het. Hulle kom tot die gevolgtrekking: A great good can come from great suffering. Daar is nie alleen iets soos posttraumatiese stres nie, maar ook posttraumatiese groei. Sulke groei het hulle gevind by mense wat 'n geliefde aan die dood afgestaan het, oorlogsveterane, vlugtelinge, kankerpasiënte, ouers met siek kinders, mense wat as kind gemolesteer of mishandel is, asook verkrachtingsslagoffers. Met ander woorde, in alle omstandighede het hulle gevind dat daar uit diep lyding tog ook groei kan plaasvind. Om posttraumatiese groei te beleef, beteken nie dat jy dankbaar is oor wat gebeur het nie, of dat jy dit nie steeds anders sou wou gehad het nie. Ek wil dit baie duidelik stel. 'n Mens sal mos nooit dankbaar kan wees dat iemand vir wie jy lief is, gesterf het nie. 'n Mens sal mos nooit verkies dat 'n ander persoon jou misbruik nie. Waarna posttraumatiese groei verwys, is dat 'n mens by 'n punt in jou lewe uitkom, waar jy wel deur daardie omstandighede die keuse gemaak het om aan te gaan met jou lewe. Daardie trauma verwerk en geïntegreer het in jou lewe, en deur daardie gebeurtenis of omstandighede uiteindelik gegroei het as mens. Jy sou nie die veerkragtigheid, die karakterontwikkeling, die grit in jou lewe gehad het, was dit nie vir daardie moeilike tye nie. Ek het dit die afgelope jaar weer keer op keer beleef. Ons het by die gemeente 'n kursus wat ons noem toegerus vir diens, waar mense as vrywilligers aanmeld om ander te gaan besoek wat siek is, alleen is, hartseer of eensaam, of spesifiek bejaardes wat alleen is. Wat my opval, is hoeveel van hierdie persone self deur donker dieptes gestap het, self ontberinge gehad het, self verliese beleef het. Sommige het by die dood omgedraai in die intensiewe sorgeenheid. Ander is kankeroorlewendes. Nog ander is deur egskeidings of het geliefdes aan die dood afgestaan. Die groei wat baie mense beleef het deur trauma heen, is byvoorbeeld dat hulle voortaan meer empatie beleef met mense wat swaar kry. Daarom dat Henry Nouwen gepraat het van God's wounded healers. Wanneer ons in die traumatiese gebeurtenis of omstandighede is dit dikwels alles oorweldigend. Dit mag voel of jou lewe uitmekaar val, dat jy nooit weer gelukkig sal wees nie, dat jou oë vir môre gesluit is, oortuig dat jou beste dae agter jou lê. In Yvonne Retief se boek, Genesing vir trauma in die Suid-Afrikaanse konteks, waarvan ek die voorreg gehad het om die voorwoord van te skryf, is haar openingswoorde 'n ou Nederlandse spreekwoord. Vanuit konsert des lewens heeft niemand een program. Veral nie in 'n land soos ons nie, waar ek net gistermôre in die koerant sien dat daar 58 moorde en 109 verkrachtings per dag plaasvind. Dit is juis hoekom die land so geskok is oor die moorde daar in die noorde van die Kreerwiltuin. Dit is mos nou die een plek waar jy kon ontsnap van hierdie abnormaliteit. En dan gebeur dit ook daar.
Trauma gebeur nie net buite ons huise nie. Aan die binnekant van huise vind eweveel trauma plaas. Ja, van die konsert van die lewe het niemand 'n program nie. Ons sal oor die volgende paar oggende verder gesels oor genesing na trauma. Maar vir nou wil ek elkeen met die gedagte laat dat in ons reise om die son sal ons waarskynlik almal die een of ander tyd trauma beleef. Wessel van der Kolk, een van die voorste traumakenners in die wêreld, bieg juis oor hulle vroeë definisies van trauma hier in die 60er jare, dat dit verkeerd was, naamlik dat trauma enige gebeurtenis is wat buite die skopus van normale menslike ervaring val. Dit was nie korrek nie. Dit was so kortsigtig, want hy het later, toe sy loopbaan ontwikkel het, besef dat trauma eintlik baie algemeen voorkom in ons reise om die son. Hier lê waarskynlik ons eerste tree na genesing, naamlik dat ek mens is op hierdie planeet, met 'n hart, met 'n verstand, met 'n siel, en daarom kan ek seer kry. Sal ek seer kry. In sy boek The Road Less Travelled begin M. Scott Peck met die woorde Life is difficult. En as ons dit aanvaar en besef, het die lewe alreeds een deel makliker geword. Trauma, het ek mettertyd geleer, het minder te doen met die gebeurtenis self as ons verhouding met daardie gebeurtenis en hoe ek kies om daarop te reageer. Viktor Frankl was reg. Tussen stimulus en respons lê daar 'n spasie. En in daardie spasie lê my keuse opgesluit. Die vryheid om te kan kies. Die reg om te kan kies. En daarin lê die moontlikheid om te groei en te verander. Ons gebed vanmôre kom uit die Groot Gebedeboek, en dis 'n gebed van John Bailey. Almagtige God, in hierdie stil uur soek ek u teenwoordigheid. Ek kom uit die koorsagtige gejaag van my werkomgewing, die wanklanke van die wêreld, uit die lof en verwyte van mense, uit die verwarde gedagtegange en ydel drome van my eie hart. Ek is moeg en doof, Here. Daarom vlug ek na die stilte en rus van u teenwoordigheid. Help my nou, Here, om in die kalmte wat u in my hart bewerk en in die helder lig van u ewigheid nugter na te dink oor die patroon wat my lewe tot dusver geweef het en of dit so kan voortgaan. In Jesus naam. Amen. C.L. Langenhoven het gesê, ek het baie paaie geloop op die ou wêreld en ek weet van meer wat ander mense probeer het. Maar op die ou end weet ek nie van 'n ligter pad as die regte nie. Liefde en 'n geseënde week vir elkeen.